Nou, vandag wil ek met julle praat oor hoe maklik dit is om verward te raak rondom elementêre onderwerpe of doktrines of leerstellings, hoe jy dit ook al wil noem, binne in die Christelike kerk. Nou die rede waarom daar so baie verskillende leerstellings en doktrines is omdat die mens nie meer regtig die deursnit gelowige, Christelike gelowige, nie meer regtig tyd spandeer om die Bybel deur te lees nie. Meeste se tydskedules van so aard, hulle hou of 'n paar minute huisgodsdiens of voordat hulle bed toe gaan in die aand, lees hulle 'n paar verse, bid en gaan slaap en môreoggend is weer vroeg op en weer vroeg aan die gang. En die meeste Christene, die deursnit Christene, dis al oor en oor, is daar statistieke in Amerika en Europa, reg deur die wêreld, dat die meerderheid van die Christendom het slegs met die Bybel te doen, Sondag, indien hy wel kerk toe gaan. Meeste gaan net een diens ook op 'n Sondag kerk toe. So daai 1 of 2 verse, of die gedeelte wat die prediker lees, is in meeste gevalle die enigste Bybelvers of gedeelte vanuit die Bybel wat die gemiddelde Christen vir die week hoor. Nou, weens die gebrek wat die gemiddelde persoon het omtrent die Bybel, neem hy aan dat alles wat Sondag vir hom gepreek word, of dit wat hy dalk op televisie hoor, of die boek wat hy dalk lees, 100% Bybels korrek is. Nou ek verstaan uit enige boodskap in die Bybel, uit enige onderwerp in die Bybel, uit enige verhaal, Noag en Moses en Jona, en maak nie saak waar jy gaan nie, kan jy 'n boodskap kry en jy kan elke keer dieselfde gedeelte lees en dan kan vir jou 'n nuwe boodskap oopmaak. Waaroor ek wil praat in hierdie boodskap is kern elementêre leerstelling wat die kerk of kan verenig wanneer ons almal in dieselfde glo, of dit wat 'n geweldige verdeeldheid bring. Nou om hierdie punt te verduidelik, gaan ek vir ons 'n baie bekende skrifgedeelte aanhaal, en dit is opgeteken in Johannes 8. Nou, dit handel oor 'n vrou wat betrap is in oorspel. Nou, die leiers of die godsdienstige mense in Jesus se tyd het hierdie as 'n baie goeie geleentheid beskou om Jesus se opinie te kry. Wat het hy oor hierdie saak te sê? Nou kom ons lees heel eers die skrif. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle almal gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen oorgebly en die vrou wat daartussen hulle in gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien, behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Nou, hier is wel baie
aspekte in hierdie skrifgedeelte wat ons kan uitlig en oor praat. Maar ek wil dit nie onnodiglik uittrek nie, want ek wil by die punt bly oor hoe maklik is dit om die skrif verkeerd te verstaan of verkeerd te vertolk. Onthou net, dit gaan nie net oor 'n boodskap wat jy kry uit dieselfde skrifgedeelte nie. Ek lê net weer klem daar. Hierdie boodskap of hierdie woord wat ek vandag aan u bring, gaan oor hoe maklik is dit om verskillende leerstellings, kernleerstellings te interpreteer wat verdeeldheid in die liggaam van Christus bring. Nou, heel eerstes moet ons oplet dat die vrou in egbreek betrap was. Nou, die fariseërs was die godsdienstige leiers van die tyd. Vandag sal ons hulle sien as dominees of pastore of evangeliste of predikers van watter aard ook al. Nou, dit was vir hulle 'n goeie geleentheid gewees om Jesus se opinie te vra. Nou, heel eerste moet ons verstaan, hulle het met 'n verkeerde houding 'n antwoord kom soek. Nou, die woord sê vir ons baie duidelik, en hulle het gekom om Jesus te versoek in vers 6. So hulle het gekom om Jesus te versoek. Nou, daar is baie mense wat sal opstaan en vra en dinge bevraagteken binne in 'n sekere denominasie, omdat net ek wil net eers bly by Christene binne in die geloof. Ek praat nou nie spesifiek juis van ongelowiges of nie Christelike mense, soos wat dit beter bekend staan nie. Maar baie mense kom met hulle eie opinie. Baie mense kom juis om iemand te versoek. Nou 'n goeie teken of 'n goeie voorbeeld van iemand wat daarop uit is om mense te versoek, is presies soos wat die fariseërs het hier gedoen het. Hulle het vir Jesus gesê, wat sê u? Die wet sê so, maar wat sê u? Nou, mens kry dit baie kere, baie mense kom met 'n opregte hart en hulle vra jou 'n vraag en jy kan hulle in liefde en in al die mooiigheid wat daar is antwoord en hulle kry 'n antwoord, of as hulle nog nie tevrede is nie, sal hulle vir jou sê baie dankie en hulle sal verder soek na die antwoord. Maar dan kry jy die persoon wat daarop uit is om nie 'n antwoord te wil hê nie, om eintlik net sy opinie te regverdig of sy idee af te druk. Nou, in die geval was dit presies so. Dit is 'n kenteken van mense wat opinies wil afdruk, dat hulle altyd sê, die Bybel sê so, maar prediker of gelowige of mens, wat sê jy? Wat is jou opinie rondom hierdie aspek in die skrif? Mens mag 'n opinie, ek lê net weer, benadruk dit net weer, mens mag 'n opinie hê, maar as jy na iemand toe gaan, wees oop om te ontvang, wees oop en wees sagmoedig van hart, wees nederig van gees, want is dit nie wat die Here Jesus ook vir ons leer nie? Hy is sagmoedig en hy is nederig en ons moet dieselfde gesindheid openbaar. Nou, indien jy voel die prediker of waar jy ook al is, of die persoon met wie jy praat is verkeerd, hanteer dit in die nodige respek en liefde waarmee gepaard gaan. Nou, dit is die heel eerste aspek. Die fariseërs het gegaan om Jesus te versoek, nie om 'n antwoord te kry nie. Nou, die volgende wat baie, baie belangrik is. Hulle het na Jesus toe gekom en hulle het vir hom gesê, sê die skrif nie so nie. Sê die wet nie so nie. Wat sê u? Nou, hulle doel was wel om Jesus te betrap, maar ons moet net onthou, op hierdie stadium het Jesus al 'n reputasie gehad. Baie kere wanneer ons, en ek wil nou net hier invoeg, baie keer wanneer ons die Bybel lees, is dit asof ons dit lees uit 'n oogpunt van, dit is so eksklusiewe groepie mensies, en net 10 of 20 of 50 het geweet van dit wat hier aangaan. Ons moet net verstaan, waar Jesus in beweeg het, was daar altyd 'n roering gewees. Daar was altyd mense wat hom dinge uitgevra het. Jesus het in die meerderheid gevalle, wanneer hy in die publiek beweeg het, was daar altyd 'n groep mense rondom hom.
So waar hy beweeg het, was daar altyd 'n roering gewees, daar was altyd dinge wat besig was om te gebeur. Toe Jesus aan die Emmausgangers verskyn het, toe sê hulle vir hom, hoe weet u nie hierdie dinge nie? Dit het tog nie in 'n hoek gebeur nie. Selfs met Jesus se kruisiging, die hele stad, almal was in oproer gewees. Dit was nie iets wat net daar ergens in 'n hoekie gebeur het nie. Nou hierdie was dieselfde. Jesus was in die tempel gewees. En hy was besig om mense te leer. Nou, die tempel daai tyd is nie soos ons kerke wat 'n persoon op 'n platform staan en hy preek en almal moet luister en na 'n uur of 2 uur is die kerk verby en ons gaan huis toe nie. Dit was 'n hele maling. Mense het geleer, daar was meer as een persoon wat hom kon aangestel het as 'n leraar van die wet. Nou Jesus het uiteraard baie gesag gehad, hy het met baie gesag bedien en die wonderwerke waar hy mee plaasgevind het, het sy woord bevestig. Nou dit was 'n bedreiging vir die Fariseërs gewees. Nou, omdat Jesus ook op die stadium was dit ook al reeds bekend gewees dat hy 'n bediening van genade en vergifnis kon verkondig, wat teenoorgestelde was eintlik van dit wat in die Ou Testament geskrywe staan. Nou in die Ou Testament was jy gestraf vir jou sonde, jy moes geboet het vir jou sonde, oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, dis alles wettiese inskrywings. Nou kom Jesus en hy preek presies die teenoorgestelde. En dit klink asof die Here Jesus alles afbreek wat tot op daardie stadium die Jode van oortuig was of geglo het. Nou, en dit is waarom hulle ook na Jesus toe gekom het. As jy dan al hierdie ander mense vryspreek, gaan nie hierdie vrou ook vryspreek, want nou gaan jy teen die wet praat, en as jy teen hierdie saak praat, dan het ons u op 'n punt, en ons kan ook teen u optree volgens die Ou Testamentiese wet. Nou, die volgende ding wat ek wil aanraak, is die feit dat die vrou betrap was in egbreek. Onthou net, iemand het nie 'n kinderstorie gehoor van die vrou wat in egbreek betrap was nie. Iemand het haar op heterdaad betrap in egbreek en haar na die Fariseërs gebring. Nou, die Fariseërs sê, die skrif sê sy moet gestenig word. Wat is u opinie rondom hierdie saak? Nou, weens die gebrek van die meerderheid van ons as moderne Christense kennis rondom die Bybel, sou ons nou daai tyd geleef het, stel jou in daai tyd in, sou jy ook gesê het, volgens die wet, ons dink nie nou op hierdie oomblik in genade en in die vryspraak van Jesus nie, ons dink nou in die oomblik, toe Jesus daar was, het die Ou Testamentiese wette nog gegeld. Nou, ons sou 100% saamgestem het met die Fariseërs. Ons sou ook gesê, ja, sy moet gestenig word, die wet sê so, ons moet die wet uitvoer, basta, gedaan met die saak. Nou, orals waar ek hierdie boodskap al bedien het, en orals waar ek al met mense gepraat het, juis oor Johannes 8, stem 100% saam. Nou praat ek van die gemiddelde kerkganger tot en met meeste gevalle predikers ingesluit. Nou, die begrip oorspel, ons moet dit verstaan, dit is eintlik ontrouheid of hoerery binne in 'n huwelikskonteks. Onthou nie, dit is nie iemand wat hulle seksuele wandade verkoop of net saam bly saam met iemand wat nie getroud is nie. So of die vrou was getroud en die man met wie sy oorspel gepleeg het, was nie getroud nie. Onthou net, as jy oorspel pleeg, as jy getroud is en die ander persoon is nie getroud nie, dan forceer jy daai persoon ook in oorspel. Nou, die woord is baie duidelik rondom dit. Nou, ons sal ook sê, ja, die vrou moet gestenig word. En hulle kom en hulle haal die skrif aan. Nou, kom ons kyk, waar is hierdie skrif opgeteken, en sê hy wel dit wat die Fariseërs sê, wat die skrif sê. Nou, die skrif wat ek gaan aanhaal, as 'n paar plekke, maar die bekendste een is in Levitikus 20 hoofstuk 10. Hy sê, en as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen, sekerlik gedood word. Nou kan ons Jesus se houding verstaan. Afgesien van die feit dat hy gesien het, hulle is besig om hom te versoek,
het hulle net met die helfte van die skrif daar aangekom. Hulle het gesê, die skrif sê ons moet haar stenig. Ja, sy moet gestenig word, dit is 'n feit, volgens die Ou Testamentiese wet. Maar dit is nie die hele wet nie. Die woord sê, sy en hy moet gestenig word. Nou vra ek altyd die vraag af, waar is die man? Hoekom is net die vrou na Jesus gebring? Hoekom is nie die man na Jesus toe gebring nie? Nou daar is geen duidelikheid daaroor nie, daar is geen aanduiding in die skrif daaroor nie. Daar is geen rede, daar is geen skriftuurlike basis waarom net die vrou na Jesus toe gebring het. Die belangrikste deel is, net die vrou is gebring. Ja, en die skrif sê, die vrou moet gestenig word, maar die skrif sê ook, die man moet saam met haar gestenig word. Nou, hierdie versoeking, ons moet net onthou, die Fariseërs het na Jesus toe gekom om hom te versoek, nie om 'n antwoord te kry nie. Hulle het gekom om hom te versoek. Nou, hierdie beginsel is verskriklik bekend. Dit wat hulle met Jesus, die versoeking waarmee hulle Jesus mee versoek het, is presies 100% die heel eerste versoeking wat ooit in die geskiedenis of in die mensdom plaasgevind het. As ons kan onthou, die heel eerste sonde wat ooit gepleeg was op presies hierdie selfde beginsel geskoei. Nou, sedertdien, vanaf die tuin van Eden af, tot en met vandag, het die manier hoe Satan die kind van die Here verlei, nog nooit verander nie. Daar is dalk wel ander omstandighede en ander dinge gewees, maar die metode, die beginsel van sy versoeking, het nog al die eeue presies dieselfde gebly. Ons sien dit ook in die geval in Johannes 8 met die Here Jesus Christus. Die skrifgeleerdes kom met die woord van die Here, hulle haal dit aan en so wil hulle Jesus in 'n versoeking lei. Maar gelukkig het Jesus hulle verhardheid gesien en gesien, hoor hierso, daar is 'n probleem. Nou ook op een geleentheid waar Jesus versoek was in die woestyn, omdat hy nadat hy gedoop was deur Johannes die Doper, was hy weggeleid die woestyn in 40 dae gevas, en die woord sê na 40 dae die vyand gekom om hom te versoek. Nou, daar die duiwel ook vir hom gesê, sê die woord nie, sê die skrif nie, dat die Here sy engele aangaande jou sal stuur om op jou hande te dra. Daarom kan jy van hierdie tempel afspring en jy sal geen skade kry nie. Nou, Jesus het hom teruggeantwoord met ook 'n skrif, en ek wil nou so 'n bietjie verder daaroor praat. Ek wil nie nou in diepte daaroor gaan nie, maar Jesus het ook met hom ook 'n skrif aangehaal, met hom gepraat, en die saak is uitgesorteer gewees. Nou, in die geval van Johannes 8, het Jesus geensins die skrif aangehaal nie, hy het nie dood eenvoudig eintlik maar as ware die duiwel geïgnoreer. Nou kom ons kyk in 2 Korintiërs 11, en dan gaan ek in Genesis lees waar dit aanvanklik gebeur het, die versoeking van Eva en dan ook Adam saam met haar. Hy sê in 2 Korintiërs 11, hy sê, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang het, wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle heel dit goedgeval. Nou hierso skryf Paulus vir ons, hy sê vir ons, geïnspireer deur die Heilige Gees, dat net soos wat die slang vir Eva verlei het, net so, parallel, ooreenkomstig, soos wat die slang vir Eva verlei het, so verlei hy die gelowiges tot en met vandag op presies dieselfde manier. Hy het vir Jesus ook so versoek. Hy het gekom met die skrif, wat sê die woord hierso? Daar's mense wat gaan kom en Jesus verkondig, hoofletter Jesus. Wat sê die Here Jesus in Matteus 24? Daar gaan valse predikers kom en hulle gaan my, Jesus Christus, as die gesalfde verkondig. Moet hulle nie glo nie, ek sê dit vir julle vooraf. Nou hierso kom die woord en hy sê ook, daar gaan 'n tyd kom,
dat mense Jesus, wie is Jesus? Die woord van God. Hulle gaan die woord van God voorhou. Soos wat die Fariseërs die woord van God voorgehou het, om Jesus mee te versoek. Soos wat Satan die woord van God voorgehou het, en vir Jesus gesê het, spring af, en jy sal nie skade kry nie, want die woord sê so. Het Jesus dit net vir hom in perspektief kom bring, wat die woord eintlik sê. Onthou net, Jesus het glad nie die woord teëgestaan wat Satan aangehaal het nie. Hy het nie die woord geveg nie. Sy skrifversie was nie sterker as Satan se skrifversie nie. Maar wat het hy gedoen? Hy het die skrif in konteks gebring. Omdat ons nie die hele skrif verstaan nie, verstaan ons baie keer nie die konteks van skrifte nie. Ons verstaan nie die konteks baie keer van leerstellings nie. Onthou net, ons fokus hier op leerstellings, dinge wat verdeeldheid binne in die Christelike kerk bring. Nou, Paulus skryf, hy sê net so, deur sy listigheid, tot vandag toe hou hy nog die woord voor, en hy kom nogal so ewe met 'n gees, wat lyk soos die Heilige Gees. Maar dit is nie die Heilige Gees nie. Dis hoekom ons in 1 Johannes leer dat ons die geeste op die proef moet stel. Hulle praat dalk reg, hulle haal die skrif aan. Maar as ons nie die skrif ken in sy konteks nie, dan word ons heen en weer geslinger deur alle winde van leringe. Hy sê, hy wat volwasse is in sy geloof, word nie heen en weer geslinger nie. Daarom berus die onus op predikers, om te sorg dat hulle gemeente reg opvoed, reg leiding gee. Maar in baie gevalle is predikers ook so besig met die administrasie en die werking van kerke, dat hulle nie meer werklik waar voor God kom en hoor wat sê die skrif nie. Dis maklik, predikers deesdae laai preke van die internet af. Hulle lees boeke, hulle hoor wat ander mense sê, hulle kyk 'n preek, dan gaan preek hulle om die volgende oggend net so, of die aand net so, as om werklik waar stil te raak voor die Here, te sê, my God, wat sê u woord, die volk is my verantwoordelikheid. Predikers het nie meer 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeente nie. Ons is in die voortou, ons moet sorg dat dit wat in die skrif staan, dat dit wel daar staan en as ons seker is, dan moet ons soek en soek en soek tot ons kry, sodat ons aan die gemeente die regte boodskap en die regte leiding kan gee. Sonder verwarrings. Dat die gemeentelid ook die vrymoedigheid kan hê om na jou as prediker te kom en te sê, pastoor, dominee, wat jou titel of amp ook al mag wees, help my met hierdie saak, ek verstaan dit nie. Maar as deesdae maklik, gaan op die internet, ek gee nie om wat aangaan nie, en so gaan die volk ten gronde. Weens die gebrek aan God se woord. Nie in die gebrek van hoe werk die sataniese koninkryk nie. Inteendeel, die Here Jesus sê vir ons in Openbaring. Hy sê vir ons, julle wat die dieptes en julle wat sê julle ken die dieptes van Satan. Ek gaan 'n ekstra las op julle lê. Ons moet tot die kennis van die waarheid kom. Dit is wat die woord vir ons sê, 'n volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dis goddelike kennis, dis woordskennis. Dis nie kennis oor allerhande duiwelse aktiwiteite nie, maar oor God se woord, in konteks. Nie net een gedeeltetjie aanhaal en die res ignoreer nie. Want dit is wat die Fariseërs gedoen het. Dit is wat Satan gedoen het. Hy haal die een stuk af en hy ignoreer die res. Nou met Jesus kon hy dit nie reg gekry het nie. Paulus het die pad gestap. Maar wat het hy met Eva gedoen? Kom ons kyk mooi na die gedeelte in Genesis 3. Hy sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Kyk hierso, die heel eerste versoeking wat ons ooit in die Bybel lees, het God nie so gesê nie. En toe Eva
aandag skenk daaraan. Toe kry hy dit reg om haar sinne te verblind. Wat is daai sinne? Die vermoë om te onderskei met wie sy praat. Want sy praat nie met net die fisiese gestalte van die slang nie, sy praat met die Satan wat die slang inspireer. En dit is hoekom Johannes vir ons sê, onderskei daai gees. Hy kom wel met 'n mooi woord, en nou, die oomblik as hy jou besluier, dan vergeet jy van die konteks waarin dit geskrywe staan. En nou hoor mooi het hy vir Eva verlei. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Kyk hoe slim is die Satan hierson. Die duiwel verkoop, om die spreekwoordelike te sê, as jy 'n goeie salesman kry, dan verkoop hy jou eie meubels aan jou. Nou Satan het dit reg gekry, om dit wat sy reeds het, aan haar te verkoop, met 'n verdraaiing en 'n verleiding. Hy sê vir haar, jy sal hoegenaamd nie sterwe nie, maar julle sal soos God wees. Nou interessant genoeg, baie Bybels vertaal hierdie as gode, nie as God die Vader self nie. Met ander woorde, wat die woord hier wil oordra, is dat Eva goddelik gaan wees. Sy gaan nou goed en kwaad kan onderskei van mekaar. Maar deur sy slinkse interpretasie, omdat hy die skrif gebring het sy vergeet dat sy en Adam reeds in die beeld van God is. Hy sê van, nee, jy sal soos God wees. Jy sal 'n goddelike gestalte besit. Jy sal goddelik wees, jy sal nou goed en sleg van mekaar kan ken. En dit het haar verblind, dat sy nie eens kon gesien het, dat sy reeds in die beeld van God is nie. Satan het iets aan haar verkoop wat sy reeds is. Nou verder, as gevolg van dit, verder wat gebeur het, haar sin is verblind, en sy het gesien, die boom is begeerig om van te eet, en sy het gevat en geëet, en ook vir haar man gegee. Nou die woord sê, sy het gesien, die boom was begeerig. Nou wanneer Satan ons oë wegdraai, dan fokus hy ons aandag op die begeertes van hierdie vleeslike mens. Die oomblik as jy die Here Jesus Christus aanneem in die wedergeboorte, ontvang jy innerlik weer die gestalte wat Adam en Eva in die begin verloor het. Hulle was in die gestalte van God, hulle gees, hulle siel was lewend gewees, hulle die gees van die Here ontvang, en dit is wat hulle in die gestalte van God gemaak het. Dan het die diere is ook uit die grond van die aarde gemaak. Dis hoekom evolusie dink mense en diere is dieselfde, want hulle kry sekere DNA ooreenkomste tussen mens en dier. Nou mense is uit die stof van die aarde gemaak, 'n dier is uit die grond van die aarde gemaak, so daar sal sekere DNA ooreenkomste wees. Dis logies. Hulle kry self sekere DNA ooreenkomste in die letterlike grond en stof in hierdie aarde. Dit sal so wees, want die mens is daaruit geskape. Die dier is daaruit geskape. Die verskil tussen die mens en die dier is, dat hy God se gees ontvang het, en nie die dier nie. Nou, kom ons keer weer vir eers terug na Johannes 8. Nou met hierdie versoeking wat die fariseërs, die godsdienstige leiers, na Jesus toe gekom het, wat is jou opinie? Wat het gebeur? Jesus het afgebuk en hy het op die grond geskryf. Nou kom ons staan net gou vir 'n oomblik daar stil. Tot dusver het ons gesê, Satan gebruik die woord van die Here, die Bybel, hy haal die vers aan, en hy fokus jou aandag op iets anderste, in plaas om by die belangrikheid te bly, waaroor die konteks van daai skrifgedeelte gaan. Nou daar is meer argumente en idees rondom wat het Jesus oor wat het Jesus op die grond geskryf, as om te fokus op die boodskap. Want in my hele lewe, tot en met hierdie dag, en ek is al by die 20 jaar in die bediening, langer is dit wat ek die Here dien, het ek nog nooit in my lewe 'n preek gehoor, wat iemand gepreek het oor die aspek wat ek vandag met u praat nie.
Ek het al baie gehoor, wat het Jesus op die grond geskryf? Ja, die mense se name, die wet van God, en dit word vergelyk met die 10 gebooie wat God geskryf het. Dit is nie die boodskap hier nie. Wat is die boodskap? Die boodskap is nie om die skrif te ignoreer en na God te kom en om te probeer versoek met sy eie woord nie. Dit is onmoontlik, ons gaan dit nie reg kry nie. Jesus slymer en hy slaap nie. God slymer en hy slaap nie. Die hemele slymer en hulle slaap nie. Nou sou dit belangrik gewees het vir ons om te weet presies wat het Jesus op die grond geskryf. Sou daar een of ander aanduiding vir ons gewees het. Maar dit is ongelukkig nie die boodskap waaroor dit gaan nie. Nou net so is daar baie onderwerpe in die Bybel. Geweldig baie. Waar die vyand ons oog wegdraai. Hy gebruik die Bybel en hy draai jou oog weg van dit wat daarin geskrywe is. Die Here Jesus sê op 'n plek, hy sê die skrif kan nie gebreek word nie. Ander plek sê die woord, die hele Bybel, Genesis tot Openbaring is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging in alle geregtigheid en die hele woord is vir ons gegee. So ons kan nie sekere dele ignoreer, sekere versies halfpad aanhaal en so verwag dat ons gaan verstaan wat in die woord staan nie. Want sodra 'n aspek verwarrend raak binne in die woord, dan beteken dit daar sekere elemente wat nie nagekom word of ingesien word nie. En die meeste van die tyd, die absolute meerderheid van die tyd, lê die antwoord juis in die gedeelte wat die verwarring skep. Nou as gelowiges wil ek u graag aanmoedig. Doen moeite om die Bybel te lees. In plaas om eerder preek op preek op preek te luister en Christelike boek op boek op boek te lees, lees eerder die woord van die Here. Doen moeite, belê in 'n audio Bybel. As dit vir jou moeilik is om partykeer te lees. Dan terwyl jy, dit is 'n geweldige groot geheim van my. Terwyl ek die woord luister, dan lees ek hom ook saam met dit. En jy sal nie glo hoeveel dinge sien jy raak in die woord nie. Dinge sal vir u begin verstaanbaar raak. En as jy weer sien, as jy deur die Nuwe Testament. As jy weer sien, as jy deur die Ou Testament. Dan sal jy so vol van die woord wees, dat die vyand nie sal reg kry om verkeerde leerstellings in jou af te druk nie. Nou vandag wil ek u as gelowige aanmoedig. Ek gebruik hierdie boodskap as die fondasie oor baie aspekte waaroor ek gaan praat. Kernleerstellings wat geweldige verdeeldheid al vir eeue, nie net van gister, laasweek, die week voor dit, laas jaar, vanaf die beweging of daai beweging begin het nie. Maar ek gaan praat oor elementêre leerstellings, doktrines en oortuigings van die vroegste eeu af reg deur tot en met vandag, sodat ons klinkklare duidelikheid kan kry oor al hierdie leerstellings. Nou baie mense, wanneer hy praat oor 'n leerstelling, ek gaan net een voorbeeld vinnig noem, en dit is onder andere die doop. Nou die doop het seker vir die grootste verdeeldheid gesorg binne in die Christelike gemeenskap. Nou, daar's effektief, ek praat in die doop daaroor, daar's effektief 3 verskillende dope, terwyl die Bybel sê daar's net een doop. Die 3 dope se opinies word gehuldig, omdat sekere dinge geïgnoreer word, of die mens wil nie daarmee gekonfronteer word nie, omdat hy in 'n sekere tradisie groot geword het. Nou in die doop boodskap, kyk ek na elke aspek van almal se opinies rondom die doop, en so kan ons duidelikheid kry. En net om nie meer af te sluit. Onthou net, die skrif kan nie die skrif veg nie. Jesus was wel versoek gewees, en hy het wel 'n skrif aangehaal om die vyand op sy plek te sit.
Maar onthou net, Jesus se skrif was nie sterker as sy skrif nie. Hy het nie swaarde gekruis met hom nie. Baie kere wanneer ons as Christen in 'n argument raak oor sekere aspekte in die woord, dan is dit asof ons veg, my skrif is sterker as joune, my skrif is sterker as joune. En op die einde van die dag, die ou wat eerste ingee, hy is die verloorder. Dit is nie hoe dit moet wees nie. Skrif is veronderstel om die ander te verduidelik, nie om hom te staan nie. Ons gebruik skrifte om skrifte te staan. Skrifte moet menslike opinies teestaan. Menslike denke teestaan. Jesus se skrif het Satan se interpretasie teëgestaan, nie die skrif wat hy aangehaal het nie. En dit is baie belangrik om dit te verstaan. Nou, partykeer wanneer 'n mens in die woord lees en jy in 'n sekere tradisie groot geword, dan praat sekere dinge baie ernstig met jou. Nou sê die woord, ons moet verander word en vernuwe word na die nuwe mens Jesus Christus. Nou die Engelse Bybel druk dit baie mooi uit. Soos wat ek voorheen gesê het, meer mense predik oor wat het Jesus op die grond geskryf. Dan sê hulle, jy moet dalk 'n goeie verbeelding hê. Die Engelse woord is imagination. Nou wat sê die woord van die Here oor imaginations? Hy sê hierdie gedagtes, hierdie verbeelding is soos 'n skans wat opgebou is teen die kennis van God. Imaginations that has been built up against the knowledge of Christ. So meer ons gaan fokus op wat nie geskryf staan nie, as om te erken, al sny dit hoe diep in ons hart in, wat die woord sê, ons moet die woord reg sny, al sny dit hoe diep in ons hart in, sal dit ons vry maak en verlos. Onthou net, die waarheid maak vry. Wie is die waarheid? Dit is Jesus Christus, die Gees getuig van die waarheid. Hy getuig nie oor dinge wat nie gesê is nie. As ons meer gaan klem lê en bekommerd gaan wees oor wat Jesus op die grond geskryf het, dis imaginations wat teen die waarheid van daai skrif opgebou word, en dan verloor daai skrif sy krag. Ons lees partykeer meer in oor wat nie geskryf is nie. Dan sê mense, ja maar broer, jy kan maar jou verbeelding gebruik. Moenie jou verbeelding gebruik nie, gebruik die skrif van God, gebruik die woord, en hy sal vir jou lei en dinge in perspektief stel. En sodoende sal jy vry wees. Sodoende sal jy in 'n geestelike vryheid lewe wat jy nog nooit van tevore gehad het nie. Want dis die woord wat vry maak. Dis nie my woorde vandag nie, dis die skrif wat vry maak. Dis die skrif wat heerlikheid bring. Dit is Jesus Christus wat heerlikheid bring. En dit is hy wat vry maak. En is die Gees wat getuig van Jesus, nie van imaginations nie, nie van verbeeldings nie. Daarom, selfs in hierdie tyd, kom ons gebruik die dinge wat rondom ons is. As jy toegang het, en hierdie finansies, kry vir jou audiobybel. Luister en lees dit saam met jou skriftuurlike Bybel. Jy sal verbaas wees hoeveel dinge jy gaan raak lees. En ek wil jy aanmoedig, gebruik hierdie video, hierdie boodskap wat ek vandag met u deel, as 'n basis en as 'n beginpunt om erns te maak met die woord. Want ek is so lief vir die woord, want daar is soveel skatte opgeskryf. Die woord is nie my vyand nie. Hy sny my partykeer diep, maar is nie my vyand nie. Ek kan nie die woord as die vyand beskou nie, want hy het my verlos, hy het my vrygemaak, as 'n sondaar, as 'n jong tienerseun, het hy my vrygemaak. En hy het my vrygehou tot vandag toe. Daar waar ek gesukkel het, moes ek onderwerp het, ek moes tot die kennis van die waarheid gekom het, en die waarheid in die woord het my vrygemaak. En het maak my elke dag nog steeds vry. En daarom as gelowige moedig ek jy aan. Daar is nie 'n beter boek om te lees in hierdie hele wêreld as die Bybel nie, want dit is die rykdomme wat God aan ons beloof het. Amen.